Dit is dinsdagoggend die 7de April en weer eens tog te lekker om jou te mag groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, oud en jonk, vanoggend steeds besig met die wonderlike tema van innerlike genesing en hierdie week genesing van hartseer. En ons het gister so 'n bietjie gekyk na wat ons sommer in gewone woorde beskryf as wat hartseer is. En vanoggend gaan ons so klein bietjie verder deur vir mekaar te sê, ja, die Bybel is vol hartseer. En as 'n mens byvoorbeeld 'n teks lees soos Klaagliedere hoofstuk 3, vers 48 tot 51, dan klink dit as volg: Die trane loop in strome uit my oë oor die vernietiging van my volk. My trane sal aanhou vloei, dit sal nie ophou nie, totdat die Here uit die hemel afkyk en dit raak sien. Wat my oë sien maak my hartseer oor al die dogters van my stad. Tot sover. Nou ja, hier in Klaagliedere lees ons van die hartseer van die profeet Jeremia oor die vernietiging van Jerusalem, die tempel en sy volk. Hy kyk oor die stad en wat hy sien maak hom hartseer. Hy sien die dogters van sy volk wat deur die vyand verkrag is en daar kom 'n groot hartseer in sy siel. Hy beleef die gevoel dat die Here sy rug op hulle gedraai het en dat hulle die guns van die Here verloor het. Wat doen hy met hierdie hartseer? Wat doen hy met dit wat hy sien? Hy gaan na die Here toe. Hy sê, my trane sal aanhou vloei en dit sal nie ophou nie, totdat die Here uit die hemel afkyk en dit raak sien. Wat sê hy hier per slot van 'n rekening? Eintlik tussen die lyne wil hy sê, hy weet en hy verstaan, dis net die Here wat sy hartseer kan aanspreek. Dis net die Here wat sy hartseer kan verlig. Dis net die Here wat vir hom kan perspektief gee op sy hartseer. Broers en susters, liewe kinders, jong mense, wanneer ons dis vanoggend so by mekaar is, kom ons sê vir mekaar, hartseer hierdie kant van die hemel is deel van menswees. Nie eers die groot profeet wat regtig 'n gehoorsame kind van die Here was hartseer ontsê nie. Maar mag ons by hom leer, die enigste bron waar daar vir ons genesing lê vir ons hartseer, is by die lewende Here en God. Die God wat jou so lief gehad het, dat hy sy enigste seun vir jou gegee het. Geliefdes, mag ek en jy vanoggend met ons hartseer na die Here toe gaan. En ons weet dat die Here Jesus, die Heilige Gees, gestuur het as ons vertrooster. Hoekom vertrooster? Omdat die wêreld so vol hartseer is. Mag die Heilige Gees jou ook in hierdie oggend kom aanraak en vertroos. En wanneer ons môre dieper kyk na hartseer en die verskillende fases van hartseer en verlies met mekaar deel, mag ons ook môre net soos vanoggend weet, die enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ja, God, my Here Jesus en die Heilige Gees is my enigste bron van vertroosting. Mag ons by die Here stil word en mag ons sê, dis eers as die Here uit die hemel afkyk en my raak sien, my oë sien vol trane, wat daar vir my genesing sal wees. Net soos Jeremia. Gaan soek jou troos by die plek waar daar troos is. Regtige troos is. By die Here self. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.